Goeiedag maats, dis weer 'n lekker groot voorreg om saam met julle te kan kuier. Die winter is amper verby en die somer met lente is al hier. Ons lees vandag in die Bybel saam van ons Here se genade en hoe die Here elke dag vir ons sê hoe dat hy ons oppas en bewaar en beskerm. Aan die begin van Johannes word daar vertel, hoofstuk 14, word daar vertel dat Jesus na die hemel toe gegaan het om vir elkeen van ons plek gereed te maak. En dis dan lekker as ons kan weet dat wanneer ons eendag verder beweeg, die Here altyd voor ons is en dat hy ons elke oomblik bewaar. Hy sê vir ons ook in die gedeelte wat ons vanoggend en vandag na saam kyk, dat hy elke dag by ons is. As papa, mamma of ons oupas of oumas of die groot mense saam met ons is, gaan ons lees in Johannes hoofstuk 14. Johannes was een van die disippels wat saam met Jesus op aarde gelewe het en vertel het van dit wat hy elke dag gedoen het en hulle elke dag daarin bewaar en beskerm het. Julle kan so in die Bybels blaai na Johannes 14. Ons gaan die laaste gedeelte van vers 15 tot aan die einde vir vandag saam lees en bietjie daaroor gesels. Ons by die kerk het vandag ook nagmaal en daarin weet ons ook dat nagmaal vir ons vertel dat dit 'n teken is van alles wat Jesus vir ons gedoen het. Maar terwyl Jesus nou weggegaan het na die hemel, los hy ons nie alleen nie, en hy sê vir ons elkeen dat hy ons sal oppas, en dat hy ons elkeen sal beskerm. Ons weet ook dat daar baie dinge is wat dit vir ons swaar maak party dae, dat ons oor baie dinge bekommerd is, maar dan sê die Here ons hoef nooit bekommerd te wees nie, want hy gee vir ons 'n fees. En van daardie fees vertel die Here vir ons in Johannes 14. Ons lees by vers 15, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld ken hom nie, en kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Dit klink vir ons 'n moeilike ding wat die Here vir ons hier vertel, maar die voorspraak hier is die werk van die Heilige Gees. Ons kan die wind buite nie sien nie, maar as die blare en die dinge rondom ons waai, dan weet ons dat daar wind is. En so kan ons die Heilige Gees ook nie sien nie, en weet ons nie altyd wat die Heilige Gees doen nie, maar nou vertel hierdie gedeelte vir ons dat die Here by ons is, dat die Heilige Gees ons elke dag sal beskerm en elke dag sal lei. In Johannes 14 word ook vertel van die voorspraak. Voordat Jesus vir hulle van die Heilige Gees vertel, lees ons in die begin van hoofstuk 14 dat hulle baie ontsteld was. Daar was baie dinge wat hulle gepla het en hulle het nie geweet wat om elke dag te doen nie. En dan aan die einde van hoofstuk 14 van hierdie pragtige verhaal lees ons dat die Here dan vir hulle sê dat hulle opstaan en verder gaan. As ons baie keer moedeloos is en ons ontsteld is en ons weet nie wat om te doen nie, is die Heilige Gees daar en hy leer vir ons wat om te doen. Maar deel daarvan is ook dat die Here vir ons vrede en vreugde skenk, dat hy al ons sonde wegneem en dat hy deur sy Heilige Gees in ons harte kom bly. Al kan ons dit nie sien nie, weet ons dat ons, as ons opstaan elke dag bly is en dat ons gehoorsaam wil wees en dat ons kan voel dat Jesus by ons is, dat die Here ons beskerm en dat hy ons bewaar en dat hy ons elke dag oppas. En daarom is ons altyd bly. Daarom weet ons dat ons elke dag kan vertrou en daarom weet ons dat ons elke dag weet dat ons nooit alleen is nie. Want wanneer ek skool toe gaan en wanneer ek dinge moet doen en as ek baie keer bang word, dan is die Heilige Gees ook daar om my te bewaar en my op te pas. Jesus begin om vir sy disippels te leer dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Dit beteken dat hy vir ons alles gee wat nodig is, dat die pad wat ons nog moet loop, al is dit vir ons ver en baie keer onbekend en ons weet nie hoe dit lyk nie, die Here vir ons sê, hy het klaar die pad vir ons gemaak. Maar toe hy nou teruggegaan het na sy Vader in die hemel, toe los hy ons nie alleen nie, toe stuur hy sy Heilige Gees om by ons te wees
En dan gebruik hy 'n mooi woord, ons is nie weeskinders nie. Hy is elke dag daar om ons te beskerm. Ons weet dat ons baie dinge leer, en so kom die Heilige Gees ook, en sê vir ons, ek verseker julle, dat julle elke oomblik naby die Here is. Ek verseker julle, dat hy elke oomblik vir julle sal beskerm en bewaar. Ons weet dat dit altyd lekker is as iemand my kan herinner aan die dinge wat ek moet doen, en as daar goeders is wat ek moet onthou, en nou kom die Heilige Gees en hy praat in ons harte in, en hy sê vir ons elke keer wat Jesus vir ons geleer het, gesê het en gedoen het. Hy herinner ons, en hy sê vir ons elke dag, ons kan moed hou, ons hoef nie ontstel te wees nie. Ons weet dat ons deel het aan alles wat die Here vir ons gee, as ons lief is vir mekaar, en almal gee vir mekaar om, en dis ook wat die Heilige Gees vir ons leer, dan weet ons dat ons sommer moed skep vir elke dag. Ons weet ook dat wanneer ons liefde vir ander mense wys, hulle ook sommer baie beter voel. Die grootste van al die liefde is dat God vir sy seun Christus na die wêreld toe gestuur het, sodat elkeen van ons kan lewe, en nou is dit elkeen van ons se opdrag om ook dit uit te dra, om vir ander mense daarvan te vertel. Ons weet dat Jesus gegaan het om vir ons plek te maak, maar terwyl ons op aarde is, kan ons al uitsien na die ewige lewe. En daarom is dit elkeen van ons se werk om hierdie liefde van die Here te dra na ander mense toe, om vir ander mense te help en vir hulle om te gee, en ook wanneer hulle swaar kry, vir hulle te troos en elke dag daar te wees. Liefde beteken dat die Here bo alles vir ons omgee, en dat hy vir ons sê, moenie bekommerd wees nie, moenie ontsteld wees nie, want ek is met julle elkeen op pad. Dis hoekom die Heilige Gees gekom het, om vir ons elkeen te sê, ek beskerm julle, en ek bewaar julle elke dag, en elke oomblik. Dis dan wonderlik, maats, as ons kan weet, dat die Here vir ons omgee, en dat die Here ons elke dag vashou en bewaar, en beskerm. En nou kan ons, wanneer ons vandag klaar geluister het, sommer dadelik vra, vir wie kan ons vertel van dit wat die Here vir ons geleer het? By die kerk het ons vanoggend nagmaal gehad. Ons kon ook sien dat die Here met daai teken vir ons sê dat hy vir ons omgee, maar daar waar ek ook al is en met wat ek ook al by die skool kan doen, is dit ons elkeen se werk om vir die mense te vertel hoe groot die Here is en wat hy vir ons bring en gee. Dis lekker om saam met te gesels het, maats. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons getroue hemelse Vader, dankie dat U ons ken, en dankie dat ons nooit alleen is nie, en dankie dat ons kan weet dat wanneer ons ontsteld is, U ons ook sal beskerm en vashou. Vader, U is goed en groot, en U help ons elke dag, en daarom is ons bly en dankbaar, en ons wil sommer nou opspring van vreugde en van blydskap om vir almal te vertel wat U vir ons gee, om Christus naam. Amen.